O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek lees bietjie die ou vertaling, ons die wet, maar ek wil hê jy moet vanoggend luister na die wet, en ek gaan as ek iets lees, gaan ek ietsie om dit sê, om dit te wys hoe relevant dit ook in ons dag is. Deuteronomium 5, en ek lees daar vanaf vers 6 tot 21. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernye bevry het. Die Here het, ons is nie Israel nie, ons is nie uit Egipte land bevry nie, maar die dag toe jy tot geloof in Christus gekom het, het hy jou uit Egipte na die beloofde land toe oorgebring. Vers 7, jy mag naas my geen ander gode hê nie. En dit is vandag nog net so, nee. God wil hê net dat hy aanbid moet word. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. En ons het nie afgode waarvoor ons buig nie. Maar baie mense het mammon, geld, of sy besittings, of sy kar, of sy vrou, is baie keer belangriker. En die Hebreë sê eintlik vir ons, dat dit wat jy belangriker ag as God, is 'n afgod in ons lewens. Vers 9, jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Hoor mooi wat hy sê, van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde, hoor nou groot is dit teenoor die ander een. My liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. So sien ons God se genade, dat die straf is kleiner omdat hulle hom haat, maar omdat ons hom lief het en bly lief het, betoon hy dit nog baie verder as die ander, as wat die eerste deel beloof. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. En ek het dit al baie gesê, jy hoor dit baie op die filmtonele, hoe hulle die Here se naam gebruik, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. En nou sê vers 13, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Die Sabbat is nie gemaak, die Sabbat is vir die mens gemaak, om te kan rus, nee. Die Here het gesê, ons moet ook rus. Vers 15, jy moet daaraan dink, dat jy die Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Dis 'n absolute 'n wonderwerk as God iemand red. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder. Nou ons hou nie die Sabbatdag nie, ons vier die Sondag. Hoekom? Omdat Christus op die Sondag opgestaan het. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God by jou beveel het. En dis vandag net so relevant in ons dag. Eer jou vader en jou moeder. Nou net hy 'n belofte daarby, dan sal jy lang lewe hê en dit sal goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie. Is vandag net so belangrik. Jy mag nie egbreek pleeg nie. As iemand kom, dan kyk ek eerder of ek iemand se huwelik kan red. Ek dink dis die belangrikste. Hoekom? Want God is die skepper van die huwelik. En God is heilig, en daarin moet ons hom heilig, want ons het hier voor die kansel gestaan, en ons het voor die dominee en voor mense gesê,
Maar eintlik het ons dit voor God ook gesê, dat ons sal eer dit wat hy verorden het. Jy mag nie steel nie, mag ook nie steel, dis net so relevant. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy hoor dit in die howe. Jy moet 'n eed aflê voor jy getuig. Jy mag niemand anders se vrou begeer nie, ons mag dit nie doen nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of sy slavin, sy bees of donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Die Here Jesus, ons lees dit, ons het vanoggend in Tessalonisense lees, waar Paulus geskryf het, is die Here se begeerte dat ons tevrede sal wees met waar ek is. Maar voor ek vir ons daar lees, kom ons buig ons hoofde. Here, vanoggend na 'n paar maande sit ons weer as 'n gemeente binne in die gebou. En ek dink baie wat hier sit vanoggend het ook verlang daarna, maar het ons ook in hierdie tyd toe die lockdown streng was, aangepas het. En dankie vir hulle wat vanoggend hier sit, wat getrou kon kom, en dankie ook vir hulle wat vanoggend weer na lang tyd ook vanoggend hier kan wees. Seën u woord, Here, maak u woord oop, maak dit ontvanklik in elke kind van u se hart. In Jesus naam, amen. In Tessalonisense 5 vers 12, ek lees daar, broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle, terwille van hulle werk, leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers, wys die leegleers onder julle tereg, praat die kleinmoediges moed en help die swakkes, wees met almal geduldig, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense, wees altyd bly, bid geduldig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die Heilige Gees teenstaan nie, moenie uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig ringskat nie, maar toets dit alles, bou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Broers, bid ook vir ons, groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees tot sover. As 'n mens se mond so droog word, dan trek jou kiewe ook so saam, of jou tongie binne in my mond. Vanoggend se tema, voorskrifte vir die geloofslewe, is eintlik nie net hierdie paar verse wat saamgevat word nie. Inteendeel, die hele Bybel gee vir ons voorskrifte om te kan leef in God se woord, van hoe 'n kind van God daagliks moet leef, en as ek sukkel met iets in my lewe, dan gaan ek terug op my knieë en na God se woord, en met die God se gees wat in my is, lei hy vir my op die regte pad. Ons leef ook in 'n tyd waar daar geweldig baie kennis bestaan, en deur die druk van 'n knoppie kan ons baie opinies oor 'n saak kry, of kan ons dit kry deur die druk van 'n knoppie. En ek verwys nie net hier na geestelike sake nie, maar enige onderwerp waaraan jy kan dink deur die druk van 'n knoppie, kan jy 'n magdom opinies hê
rakende 'n onderwerp of iets wat jy soek. En dan nou lê die verantwoordelikheid dan by jou om nie net enigiets as die waarheid te mag neem nie, maar eerder noukeurig daarmee te werk en dit deeglik te ondersoek. Ek dink die van julle wat op universiteit is of was, sou ook verstaan dat ons eers met al die inligting werk en dit verwerk voor ons tot 'n slotsom kom. Die gevaar lê daarin dat baie mense nie weet hoe om 'n onderwerp deeglik te ondersoek nie. Ek dink ons almal het veral met iets wat onbekend aan ons is, het ons ondersoek al gedoen, maar gebombardeer word deur hierdie oorweldigende kennis of opinies, en dan gebruik mense jou agtergrond, met ander woorde dit wie jy was of gevorm was in die verlede, om dan 'n beslissing te maak oor hierdie saak. Ons leef in 'n tyd waar baie mense opinies het, en baie van die mense gee daardie opinies as die waarheid deur, en dan juis hierdie opinies of hierdie kennis jou agtergrond vorm, en dan gebruik jy dit wat jy het, en jy vorm self 'n opinie. Inteendeel, ek dink ons hele lewe bestaan daaruit. 'n goeie voorbeeld hiervan is die huidige pandemie, krisis, weet nie wat jy dit ook al, of mensgemaakte ding, of nie mensgemaakte ding, waarin ons tans kom, wat jy op Facebook, of waar ook al het ons al hierdie opinies, al hierdie kennis, al hierdie dinge gehoor, en vanuit jou agtergrond het jy met dit wat jy gekry het jy 'n opinie gevorm rondom dit wat gebeur het, of nog steeds aan die gebeur is. En elke mens is geregtig op 'n opinie, want dit is hoe ons gevorm word. En dis hoe ek as individu ook gevorm word, en dis hoekom mense in sekere rigtings dink, want hulle opinie word in 'n sekere rigting gevorm. En hoe meer ek oor hierdie ding, lei dit tot 'n vermeerdering in kennis, en so word my opinie gevorm of geskaaf. Baie mense se opinies gaan heeltemal links, party se gaan heeltemal regs, party se bly op die pad. Net so is dit ook waar in die geloofslewe, in die vorming van ons geloof in Christus. Ons sien en ons beleef dit ook vandag. Ek dink meer as tevore hoeveel opinies daar binne die Christendom, of kom ons sê onderwerpe binne die Christendom is, daarom is daar vandag so 'n vlaag opinies, waarvan ek dink baie as dit vandag deur God se woord of deur God self getoets sou word, nie die kriteria sal kan weerstaan nie. Matteus 7 gebruik die Here Jesus verskeie metafore om juis hierdie punt te illustreer. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, net so kan 'n slegte boom ook nie goeie vrugte dra nie. So die huis wat op die rots gebou het, die storm gekom het, hy staande gebly. Die huis wat op sand gebou is, as die storm kom het hy in mekaar geval. Aan hulle vrugte sal hulle geken word. Nie elkeen wat van my Here, Here sê, sal in die koninkryk van God ingaan nie. Alles hierdie staan in Matteus 7. Die pad wat na die verderf lei, is breed. Die pad wat na die ewigheid lei, is smal. Daar is 2 fundamentele dinge wat die absolute waarheid bevestig, en dit is ook na aanleiding van wat die stukke wat die metafore wat ek vir julle uit Matteus 7 uitgetrek het, waarin staan. In die eerste een is dit. En dit is, as jy mooi gaan kyk daar na die smal pad, die breë pad, die goeie vrugte, die slegte vrugte, is, het jy al tot bekering gekom? Dis die eerste fundamentele ding, om 'n opinie, veral in die Christendom, reg te vorm. En dan die tweede fundamentele ding is dit,
En dit is hier waar baie mense vasval. Weet jy dat God se Gees in jou is? En dan wil ek hom omdraai. Weet jy dat God jou ken? Weet jy dat hy jou ken? En ek lees graag vir julle Romeine 8 vers 16 staan daar, die Gees self getuig saam met my gees dat ons kinders van God is. Met ander woorde, het jy ook daardie getuienis dat jy weet God se Gees getuig saam met jou gees dat jy 'n kind van God is. Romeine 9 vers 1, ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. Dan ek moet nie net daai van ek sê ek het tot bekering gekom het nie, het jy ook die wete dat God se Gees saam met jou gees getuig dat jy die Here Jesus ken. Ek wil graag vir julle, dis 'n paar versies, maar dis baie belangrik vir my om dit vir julle vanoggend te lees, is 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 15, en ek gaan vir julle die ou vertaling lees. Luister mooi. Dis nou Paulus aan die woord, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle deur enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding, sodat hy in die tempel van God, hoor mooi, as God sit en voorgee dat hy God is. Martin Luther en Johannes Calvin en Zwingli het gesê dat hierdie vers hier verwys na die paus toe. Want onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. En nou, julle weet nie wat hom teehou. Julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy regte tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. En dit is nou die seun van die verderf. En dan sal die ongeregtighede geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid is wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Hoor julle wat skryf Paulus hier? En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. God self stuur 'n leengees vir mense om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het, tot die saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Geloof begin by God, geloof, God kies eerste, en dan gee hy vir jou die geloof, sodat jy tot geloof kan kom, waartoe hy julle geroep het deur die evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broers, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. Paulus skryf nou in hierdie gedeelte in 1 Tessalonisense 5, skryf hy in vers 12 en 13,
dat julle die een wat onder julle arbei erken en as geroep deur God en bewys aan hulle liefde en agting ter wille van hulle werk. Die gevaar kan wees dat ek as mens daardie een wat geroep is op 'n troontjie kan sit. Ek dink veral die ouer mense, nie almal nie, maar die ouer mense was geneig om 'n dominee op 'n troontjie te sit. En dis nie eintlik hier wat Paulus daarby bedoel het nie. Die ander kant is in ons dag net so waar, dat van die jonger garde wie nie agting het vir die een wat geroep is om die woord te bring nie. Wat bedoel Paulus dan hierby as hy sê, bewys liefde en agting teenoor hulle ter wille van hulle werk, ter wille van hulle roeping in Christus Jesus as bedienaars van die woord. Die klem lê op die roeping as bedienaar van die woord en nie op die persoon as sulks nie. Weet julle hoekom? Want ons beleef dit in ons dag en veral vandag, is omdat die persoon geroep is om as bedienaar op te tree, het hulle nie agting nie. Met ander woorde, dis nie die agting nie. Die agting lê hierso, die belangrikheid lê hier in die verkondiging van God se woord. Nou ag hulle nie die persoon agter nie, so daar is nie werklike agting vir die Here se woord nie. Dis hoekom dit so belangrik is en dis hoekom Paulus dit skryf. Met ander woorde, jy sit my nie op 'n troon nie. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die woord as sulks wat verkondig word. Want ons beleef ook in ons dag, elkeen het 'n opinie. Ongeag sy status in Christus Jesus, ongeag sy agtergrond, ongeag sy gebrek aan ware kennis. Daarom is daar in ons dag nie meer agting vir hom wat geroep is vir die bediening van die woord nie. Hou vrede onder mekaar. Is 'n teken van geestelike volwassenheid. Ek wil ook sê, dis 'n teken van gelowiges. Hou vrede onder mekaar. Ek weet, veral in ons tyd, dat daar persoonlikhede is wat met mekaar verskil, en dan sal gewoonlik 'n botsing of wrywing. Maar as gelowiges is ons geroep om hierdie wrywing onder mekaar uit te sorteer. Hy het beloof dat hy sy kerk sal in stand hou en nie 'n denominasie. En ek het al voorheen gesê, en ek het vroeër dit ook gesê, wat is die kerk van die Here Jesus? Dit is nie NG Kerk of die AGS Kerk of die Baptiste of wat PPK of wat, dit is nie die kerk van die Here Jesus. Die kerk van die Here Jesus is elke een wat tot geloof gekom het in hom, wat gewas is in die bloed van die lam. Dit is sy kerk. En hy het beloof dat hy daardie kerk sal in stand hou. Vers 14, die leegleers of die onordelike, sê die ou vertaling. Hulle wat buite God se woord is, wat dwaal, hulle wat nie deelneem aan die aktiwiteite van die kerk nie, hulle wat lui is beide in werk, dis ook die bedoeling hier, maar hulle wat ook geestelik lui is, baie kinders van die Here, is geestelik lui. Wat is dit? Weet julle wat is dit om geestelik lui te wees? Ek hoor dit so baie. Dominee, bid asseblief vir my. Dis reg. Maar jy het self gebid.
Hier staan, wat in die gedeelte wat ons gelees het, staan daar nie, die dominee moet vir julle bid, die dominee moet vir julle gedurig bid nie. Hier staan, hy praat met die gelowiges in Tessalonisense, en hy sê, julle moet bid. Jy moet jou geestelike luiheid laat staan. Ek dink, veral in die tyd waarin ons leef in 'n gemaklike wêreld. Ook het ons bietjie swaar kry ook in ons lewens gehad, maar die meeste wit mense, en dit sluit my ook in, ons meeste van ons wit mense is gemaklik. Net 'n huis, met 'n kar nie, almal het 'n kar nie, dalk jy 'n fiets. Die warm water, jy het 'n bed. Ons is gemaklik. Dis hoekom baie van ons geestelik lui is. Ons het nog nie swaar aan ons liggame gekry wat ons op ons knieë gedwing het. Soos Paulus in die tronk was en gebid het. Paulus het nie ons geriewe gehad nie. Paulus het in 'n koue tronke in Rome gesit op sy knieë. Hulle het ook nie 'n bed gehad met 'n matras nie. Paulus het op die koue vloer geslaap. Paulus het geweet wat dit is om te bid. Hulle wat besig is met waarmee hulle nie besig is, moet wees nie. Bemoedig die kleinmoediges. Of praat vir die kleinmoediges of die kleingelowiges moed en versterk hulle wat swak in die geloof is. Staan hulle by wat in nood verkeer, mense wat materieel en geestelike nood verkeer. Bemoedig hulle wie se geloof nog swak en jonk in die Here is. Weet julle wat? Daar's een waarheid wat ek in die lewe geleer het. Die Here sê vir ons in sy woord, soos goud gelouter word, so louter hy die een. So louter hy sy kinders. En die Here stuur dinge op jou pad, en die Here laat dinge met jou gebeur, en die Here laat dinge toe in jou lewe met een rede, is om jou karakter te bou. Romeine 5:3-5 sê, swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof. Jy gaan nie egtheid van geloof hê, as jy nie in jou karakter gewerk is nie. Jou karakter gaan eintlik arm wees, as jy nie deur hierdie dinge gegaan het nie. Maar ek het ook al beleef, dat mense wat deur swaar kry gegaan het, heeltemal na die ander kant toe oorgegaan het, eintlik karakterloos geword het. Staan die wat swak in die geloof is, of wat in 'n stryd in hulle lewens, staan ons by. Die Here laat jou deur dinge gaan, en dis hoekom jou karakter gebou is, hoekom jou karakter sterk raak. As daar iets vreeslik met jou in jou lewe gebeur het, eendag wanneer jy dieper heling hier binne gevind het, stuur die Here iemand op jou pad, wat nou deur daai situasie of daai nood gaan, en ek het daai een bystaan. Ons leef nie vir onsself nie, ons leef as 'n gemeenskap van gelowiges. Die Here Jesus, Paulus het ons geskryf, ons is die liggaam, die een is die voet, die een is die hand, een is die oog, een is die oor, maar tog is ons een liggaam. So met die liggaam van Christus mekaar dra en mekaar ophelp, wees lankmoedig teenoor mekaar. Dit is my 'n baie mooi woord in die ou vertaling, terwyl die nuwe vertaling sê, wees geduldig teenoor mekaar. En ek dink, baie van ons het nie geduld nie. Ek dink, geduld is iets waarmee ons nie gebore word nie. Geduld is iets wat ons moet aanleer. Het sy dit een is wat dalk onlangs tot geloof in die Here gekom het? Wees ook geduldig selfs in hulle wat al lank in die geloof in die Here is. Ons moet geduldig, ons moet lankmoedig teenoor mekaar wees. Hoekom? Want die Here was lankmoedig, die Here was geduldig met jou ook gewees.
Nou verwag die Here van my en vir jou as kind van God om geduldig met die ander een te wees. Vers 15, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Ek kan ook sê, moenie sonde met sonde vergeld nie. Dis eintlik wat dit is, moenie sonde met sonde vergeld nie. Dit wat jy jou verkeerd gedoen is, moenie dieselfde doen, of die teenoorgestelde sonde doen nie. Die Here sê in sy woord, die wraak kom my alleen toe. En tog doen ons as gelowiges hierdie dinge aan mekaar. En ons lees in die Nuwe Testament dat die groot ding waarmee die res van die wêreld die gelowiges onderskei het, was hulle liefde gewees. Ons moet daardie een wat dit dalk vir my moeilik hê, lief hê, nie met my liefde nie, maar met die liefde wat die Here in my hart kom sit het. Vir die Here te vra, Here, verander my, neig my hart tot daardie een, soos u hart tot daardie een is. Weet julle, ons stryd is nie teen die verkeerdheid in die kerkie. Ons moet daarvoor opstaan. Ons stryd is nie teen die regering nie. Ons voel dit so. Die verkeerdhede in die regering. Ons moet daarvoor opstaan. Maar Paulus skryf so duidelik in Efesiërs wat hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, teen die owerhede in die lig. Ons vyand is die duiwel. Christus het vir daai een ook aan die kruis gesterf. Jy moet hom wen vir Christus. Jy moet die liefde wat die Here in jou hart gesit het, moet jy daardie een wen. Ek kan onthou die boek wat ek van Richard Wurmbrand gelees het, Gemartel vir Christus, wat hy daar so skryf, wat hy sê, die liefde wat die martelare gehad het vir hulle wat hulle gemartel het van daai mense wat hulle gemartel het hulle self tot geloof gekom. Het op die ouene self in die tronk en ook gemartel. Die liefde van die martelare het mense by die Here laat uitkom. Ontbreek ons dit nie baie keer in ons lewens, God se liefde? Ek sê, ek ken die Here. Ek het die getuienis dat sy gees hier in my is. Maar dan ontbreek God se liefde so baie keer in my lewe. Want dit vind uiting na buite, omdat ek van buite af seer kry. En dan kyk ek nie met die oë van die Here Jesus na daardie persoon nie. Doen goed ook aan ongelowiges as getuienis van die waarheid. Maar doen dit eerste teenoor julle medegelowiges. Dis 'n ding waar Paulus nogal baie pertinent sê. Ons moet eerste binne ons kerk, binne die kerk, die gelowiges binne die kerk help. En dan kan ons na buite toe uithelp. Wees altyd bly. Verbly julle in die Here, sê Filippense. Sê Romeine 8 nie, alles werk ten goeie mee. Basie ken die gedeelte so goed. Alles werk ten goeie mee vir hulle wat geroep is na sy voorneme. Maak nie saak nie. God sal die slegte wat met my gebeur het ten goeie laat meewerk. Nadat hy bereik het wat hy in my lewe wou bereik het. Oswald Chambers in die vorige eeu geleef. Hy het 'n boek geskryf, of sy vrou het, hy was 'n klas gegee by 'n Bybelseminarium, 'n geweldige diep boek geskryf, My Utmost for His Highest. Het hy die volgende ding gesê, of sy vrou het oor sy lewe geskryf, toe sê hy, it's not for us to determine the circumstances. It's for us to abide in the circumstances. So that God will make and form us in those circumstances. Ons kan beheer hê oor sekere dinge, maar daar gaan net dinge wees wat God in jou lewe laat gaan gebeur, en dit wys weer net hoe soewerein hy absoluut is. Ek het dit seker al 'n tyd terug gesê, ek kan onthou, ek het
2016 net na klaar geswat het ek nog nie 'n beroep gekry en vir die Here gesê ek is baie kwaad vir hom. Ek is al op 'n redelike ver ouderdom en het my laat geroep om te gaan studeer en nou het ek nog nie 'n beroep gekry nie. Ek het so in die studeerkamer daar in Kwaggasland gestaan en ek het net die Here so duidelik in my gees die volgende ding vir my hoor sê, ek is soewerein. As jy weet wat soewerein is, dan sal jy verstaan wie is God. God is absoluut soewerein. God se skepping of mens of wat ook al, laat hom nie van besluit verander nie. God kan wel deur gebed kan hy ons verhoor, maar by uitstek is hy nie afhanklik van sy skepping om vir hom voor te sê wat hy moet doen nie. Die Here gebruik omstandighede om vir my en vir jou te vorm tot eer verheerliking van hom. Onthou altyd, dit gaan nie om jou nie, dit gaan oor hom. Ek het al baie keer by myself gesit en wonder, en ek het al een keer vir die kinders probeer verduidelik, het jy al by jouself gedink of probeer wonder, as dit moontlik sou wees, maar ek dink nie, dit is nie moontlik nie, as God ophou sou bestaan, wat sou gebeur? Dan sal alles ophou bestaan. Want alles bestaan omdat hy bestaan. Alles is op hulle plek omdat hy bestaan, omdat hy in beheer is, omdat hy soewerein is. Dit is so moeilik. Maar ek moet op daardie punt kom, wat ek my altyd verbly in die Here. Ten spyte van wat ook al, kan julle onthou in Handelinge, toe Paulus en Silas in die tronk toe hy geslaan was, en in die tronk gegooi was, wat het Paulus en Silas gedoen? En dat die Here begin loof en prys en goed, wat toe val die boeie en alles van die, lees ons in Handelinge van hulle af. En die deure gaan oop, en die bewaarder het gesê, wat moet ek doen om gered te word? Ek dink nie een van ons het ervaar wat Paulus al ooit in sy lewe ervaar het nie. Paulus sê, ek het honger gehad, ek het kos gehad, ek was geslaan, ek was 2-3 kere wat ek amper dood gewees, wat ek verdrink het in die see. Maar nog steeds verbly ek my in die Here. Vers 17 en 25, bid sonder ophou. Bid vir ons, sê Paulus, bid vir mekaar. En ek het dit al 'n bietjie vroeër gesê, ons gemaklike lewenstyl maak dit ons sukkel om aanhoudend en voortdurend te bid. Wie van julle het al 'n saak met God deurgebid? Wie van julle was al so desperaat in jou lewe gewees? Jy jou binnekamer toe gegaan het en gaan bid het. En daar gebly het en gebid het. Ek dink ek het al vir 'n paar van julle die getuienis vertel van 'n sanger met die naam van David Mees, wat vertel het van sy pa. Hy was 10 jaar oud, sy eie pa wou met 'n vuurwapen doodgeskiet het, sy pa het hom gehaat. Hy het 'n vreeslike kinderlewe gehad, hy het 'n lied geskryf met die naam van In My Father's Chair. Maar hy het vertel, hy het sielkundiges gesien, hy het kursusse gedoen, hy het met sy dominee gepraat, hy het Bybel gelees, hy het alles gedoen. Hy kon net nie elke keer as dit stil raak en as sy pa se naam voorkom, kon hy net nie sy pa vergewe nie. Hy het met hierdie wroeging gesit en gesê, ek is 'n kind van God, maar ek kan nie my pa vergeet nie. En hy het eendag besluit,
Hy gaan uit al hierdie goed gedoen. Hy het alles gedoen wat 'n mens kon doen, het hy gedoen. En hy het gesê, ek gaan nou net bid. En ek gaan aanhou bid, totdat die Here my eendag antwoord. En ek dink hy het vir 'n paar maande so aangegaan, het elke dag, sy stilte tyd het hy met hierdie ding oor die Here gepraat. Hy het gewag vir die Here. Ek het so belewenis in my eie lewe ook al gehad, waaroor ek nie nou wil praat nie. Maar hy vertel, een aand, toe wys die Here vir hom in 'n gesig, terwyl hy droom, sy pa, toe sy pa 'n klein seentjie was. En hoe sy eie pa, deur sy pa, mishandel was. Vir die eerste keer sien David sy pa, toe sy pa ook 'n seentjie was. En hy kon vergewe, en hy kon sy pa daar vergewe. Julle weet julle wat's die geheim? Jy probeer uit jou eie vergewe. Jy probeer uit jou eie vrykom van iets. So kom ek jou gevra het, was jy al desperaat genoeg in jou lewe gewees om na die Here toe te gaan en te wag? Filippense sê, hy wat wag op die Here, hy sal getrou kom. Hy sal kom wanneer die tyd reg is, wanneer hy sien jy is desperaat genoeg. Mens lees dit in die geskiedenis van Israel. Die Here het gesê, hy het hierdie dinge oor Israel se pad gestuur om hulle te toets, of hulle met hulle hele hart. Sê Jesaja 29 nie, julle is lief om my naam op julle lippe te sit, maar in julle harte is ek nie. En die duiwel gebruik struikelblokke in ons lewens, om ons mismoedig te maak. Mag die Here vir jou, as jy in daardie stryd sit, dit vir jou so mismoedig maak, dat jy net een pad wat jy het. Daar's nie 'n plan A vir B of C nie, daar is nie meer planne om te maak nie. Mag die Here vir jou op daardie punt kry, dat daar nie meer planne is om te maak nie. Daar's net een oplossing, in jou binnekamer op jou knieë. In die aangesig van God te gaan soek, is die enigste manier. En is baie interessant, as jy die boek Hebreërs gaan lees, dit wat ek oor Israel gesê het, toe die Here Israel getoets het, dan skryf Paulus in die boek Hebreërs, dan sê hy, en God was met die meeste van hulle nie tevrede gewees nie. Klink dit dalk bekend? Vers 19, blus die Gees nie uit nie. Moenie die werking van die Heilige Gees in jou lewe geringskat nie. Bedroef nie die Heilige Gees in jou lewe nie. Wees gehoorsaam aan hom. Spandeer tyd saam met hom in Bybellees en gebed. Mense, weet julle wat, ek dink nie ek sal dit ooit ophou sê nie. En ek dink julle is al, die van julle wat nou my aan al ruk ken, is nou al tot hierso toe, want die dominee sê, ons net Bybel lees en bid, en ek lees Bybel en bid. Ek kan dit nie ophou genoeg sê, hoe belangrik is dit nou. Jy as kind van God moet leer om sy stem te hoor in hierdie boek. Jy moet God se stem leer ken, want daar's 3 stemme wat na jou toe gaan kom. Die eerste een is God se Gees, deur die woord, deur gebed, deur die binne, maar meeste van die tyd is dit deur sy woord. Dan is daar 'n stemmetjie wat van buite afkom, en dis gewoonlik die duiwel. Gewoonlik, as jy nie aan iets gedink het nie, en dan kom hierdie vreemde gedagte in jou kop, dis die duiwel. En dan is daar ook my eie stemmetjie hier binne, my eie begeertes, my eie dinge. En jy as kind van God moet leer om te onderskei. Dis ook wat Paulus skryf in 2 Korintiërs, skryf hy, wat sê hy, jy moet elke gedagte gevangene neem in die naam van die Here Jesus.
Elke skans, elke ding wat die duiwel hier skans, ek weet nie wie van julle weet, in die ou tyd hoe hulle oorlog gemaak het, die stad het mos sy mure gehad, en dan die ander land wat hulle ingeval het sulke walle of goed, of sulke met stormramme, het hulle so teen die stad se muur opgebou. Dis wat Paulus hiervan praat. Die duiwel bou skanse, verkeerdhede in ons kop op. Vers 20, moenie profesie geringskat nie, moenie dit verag nie. Ek het so 'n bietjie iets om vir julle te verduidelik. Die ou en die nuwe vertaling verdeel hom vir my so 'n bietjie verskillend. Die nuwe vertaling lyk asof die twee in mekaar ingaan, terwyl die ou vertaling hom so 'n bietjie opbreek in die volgende gedeeltes. Ek wil gou vir julle wys. Vers 19 en 20 is meer saam en 21 en 22 is meer saam. Terwyl die nuwe vertaling verag die profesie nie, dan sê hulle, komma, beproef alle dinge, bou die goeie. Hulle sê hom net bietjie anders. Ek glo, en ek glo die ouer kerkmense, kerkmanne, of in die reformatie, het dit dieselfde geglo. Toe die Here Jesus die kerk op aarde begin het, of deur die apostels begin het, was net die Ou Testament daar gewees. Die Nuwe Testament was toe nog nie daar gewees nie. Toe die Here vir Paulus gered, Paulus het 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf, en dan Johannes, Jakobus, Petrus, en van hulle het Matteus, Markus, Lukas, wat ook Handelinge geskryf het hierdie briewe geskryf, hierdie briewe het gesirkuleer, en toe 300 na Christus, het hulle al hierdie briewe goed saamgevoeg, en dit het ons Bybel gevorm. Nou, in die vroeë kerk het die Here hierdie goed gegee, want dit was nodig om die kerk te vorm. Paulus skryf in Korintiërs, wat hy sê, ons het dit ten dele geken, maar nou dat ons dit ten volle ken, ons het God se woord ten volle, is daar sekere dinge in die kerk wat nie meer funksioneer nie. Ek weet, veral in die charismatiese bewegings, ek is nie vanoggend hier om iets af te breek nie, wat sê van hierdie goed, ek glo die spreek in tale, onder andere, en profetiese goed wat mense verander sê, glo ek is dit wat die Here beskik het in die vroeë kerk, en het toe die volheid gekom het, was dit nie meer nodig gewees nie. As jy verstaan wat is 'n profeet, wat in die Ou Testament sê, dan gaan dit wat mense vandag profete noem, nie meer profete wees nie. Daar is wel mense wat profeties dinge sê, maar hulle self nie as 'n profeet ag nie. Ek glo, ons het die woord volledig. God praat deur sy woord en sy gees met ons deur hierdie woord. En dan vers 21 en 22, beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. Die nuwe vertaling het dit lyk so asof die profesie en beproef alle dinge asof hulle so met mekaar verband hou. Maar dis nie wat die doel hiervan is nie. Prediker 11 vers 9 sê, verbly jou o jong mens, geniet jou lewe. Beproef die goeie dinge, beproef alle dinge, maar onthou dat jy rekenskap sal gee van al hierdie dinge. Wat is dit wat jy moet beproef? Jy weet wat verkeerd. Die Bybel sê nie, jy moet beproef dit wat verkeerd is nie, want hy sê, jy gaan geoordeel word oor dit wat jy beproef het. En dis kom hy in vers 22 sê, onthou jou van elke vorm van kwaad. Dis ook om Paulus in Romeine 12 vers 1 tot 2 skryf. Ons moet 'n aanneemlike offer vir hom wees. God het vir ons sy voorskrifte en sy woord gegee.
As jy die verkeerdhede doen, dan gaan jy in die speelveld van die duiwel. 1 Petrus 5 vers 8 sê, die duiwel loop soos 'n brullende leeu rond, kyk wie hy kan verslind. God het gesterf, sy seun gegee aan die kruis, gesterf vir sonde, nie sodat jy die sonde moet toets nie. Dis nie wat die Bybel leer nie. Die volle waarheid is in hierdie. Alles wat ons nodig het om die saligheid te mag hê en te beerwe, is hierin opgeteken. En sy gees wat in my is, om my in die waarheid te lei. As dit in 'n kroeg is waar wêreldse mense is, ek weet dit is verkeerd. Hoe gaan jy soontoe? Die Here het nie gesê jy moet beproef nie. Jy gaan die duiwel so seer, so waar as vet, gaan jy vir Lucifer daar kry. Hy en sy trawante, hy en sy kinders gaan daar wees. Jy's of 'n kind van die lig, of jy's 'n kind van die duisternis. Jy behoort aan God, of jy behoort aan die God van hierdie wêreld, wat Lucifer is. Die Bybel noem hom die God van hierdie wêreld. Jy is nie iets anders nie. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Jy sien hierso, net hierdie vers, val dit heeltemal uit die bus uit as jy dink jy kan alle dinge beproef. Jy moet onberispelik gemaak. Jy moet onberispelik word in jou lewe tot en met die dag van die wederkoms van Christus. Hy wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. Dis die bewys. As jy 'n kind van God is, jy werklik gewas is in die bloed van die lam, dan gaan hy dit wat hy in jou begin het, volbring. En sy gees gaan vir jou sê, hy gaan vir jou waarsku, hier binne jou, om nie te doen wat jy nie moet doen nie. Om te beproef is nie om die sonde te doen nie. Om te beproef is om te weet, hier, wat sê sy woord, sy gees wat in my is. En as God sê en sy woord is verkeerd, dan is dit verkeerd. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u kosbare woord. Dankie vir genade. Dankie dat ons genade mag ervaar. Ek genade mag ervaar. Elke kind van u vanoggend in hierdie gebou genade mag ervaar. En Here, dat u baie keer omstandighede of dinge toelaat in ons lewens, of om vir ons 'n waarskuwing te gee, of 'n waarskuwing tot ons terug, of ons in liefde, u waarskuwings is in elk geval altyd in liefde. En as ons nie wil hoor nie, dan stamp ons kop, en dan kom ons berouvol terug na u toe. Here, dankie daarvoor. Dankie dat u vir ons u woord volledig gegee het. Dat alles wat ons vir hierdie lewe nodig het, daarin opgeteken is. En Here, dat hierdie lewe, die tydelike, is iets wat verbygaan, is iets wat gaan vergeet word. 2, 3 geslagte van my ken ek nie eens meer nie, maar u is nog altyd daar. En u sal nog altyd daar wees. Dankie daarvoor, Here. Ek vra dat u hierdie dag sal seën. En Here, bid vir hulle wat siek is vanoggend. Ek dink by name aan Tannie Mimi wat nie altyd wel is nie, en ek dink aan Magda Huis wat vanoggend op die sit, Here, wat deur 'n baie siek was,
U in hierdie afgelope tyd nog steeds nie heeltemal reg is nie, Here. Ek weet nie aan wie nog hier so sit, Here, wat tieners wat ook deur 'n moeilike tyd, wat daar bo sit, wat deur 'n traumatiese ervaring gehad het, baie pyn het, Here, wil U nie onderneem en kom heling gee en kom gesond maak. Maar ek wil kom vra, Here, dat U elke een sal nader trek na U toe. Elke kind van God, elkeen van U elkeen wat vanoggend in hierdie gebou sit, na U toe sal trek. Nader na U toe sal trek. Dat ons U sal ervaar vir wie U is, in Jesus naam. Amen.